In die nuus vanaand. LPS wonder of ontplooiing van soldate intelligentiegedrewe was en of daar 'n operasionele plan in plek is te midde van nog skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. Die Demokratiese Alliansie sê hy is gereed vir sy leierskapverkiesingskonferensie die naweek. En Dignity South Africa begin met sy regsprosesse om genadedood in Suid-Afrika te wettig. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Ek is Elvis Preslin. Die skietstilstand-ooreenkoms tussen die VSA en Iran hang aan 'n draadjie, nadat Israel sy ergste aanvalle nog op Libanon uitgevoer het sedert die oorlog in die Midde-Ooste 6 weke gelede begin het. In 'n boodskap beskuldig die Iraanse president Masoud Pezeshkian Israel dat hy die 10-punt skietstilstand geskend het met sy ewige aanvalle op Libanon. Dit volg te midde van teenstrydige boodskappe oor of die ooreenkoms ook van toepassing is op Israel se optrede teen Hezbollah, teikens in Libanon. Die jongste verwikkelinge plaas ook die verwagte samesprekings tussen die Amerikaanse en die Iranse afvaardigings in die weegskaal wat môre in die Pakistaanse hoofstad Islamabad begin. In sy boodskap op sosiale media sê die Iraanse president dat Israel se weiering om sy aanvalle op Libanon te staak die samesprekings sinneloos maak. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het egter onomwonde verklaar dat sy weermag Hezbollah sal aanval wanneer dit ook al nodig is, ondanks die VSA-Iran ooreenkoms. Minstens 250 mense is dood in die aanvalle op die suide van Beirut en ander dele van Libanon wat net na middernag vandag begin het. Die VN se humanitêre koördineerder vir Libanon sê kinders is onder die slagoffers. This has been dramatic. It's been enormous, the level of these strikes. We have no figures yet. This is just in the first few hours of this. But it's believed that, hundreds may have been killed and certainly lots of casualties. The hospitals are overwhelmed. Intussen is daar steeds geen duidelikheid oor die opening van die straat van Hormuz nie. Iran se heropening van die sleutelroete vir olietankschepe en ander skeepsvaart is een van die voorwaardes in die skietstilstand ooreenkoms vir die VSA om sy aanvalle op Iran te staak. Die Iranse adjunkminister van buitelandse sake sê die straat sal slegs heropen word as die VSA sy vyandighede staak. Hy het ook Israel se optrede in Libanon as 'n massaslagting en 'n flagrante skending van die skietstilstand bestempel. Amerika hou egter vol dat die straat in volle heropen is, terwyl beeldmateriaal van die gebied nie veel beweging toon nie. Volgens berigte het 1 olietankskip en 2 ander skepe vandag deur die straat beweeg. Dis baie minder as die sowat 140 vaartuie wat daagliks die straat gebruik het voor die konflik. President Donald Trump het gewaarsku dat Amerikaanse oorlogskepe, militêre personeel en vegvliegtuie op volle gereedheidsgrond sal bly om met wat hy noem die dodelike vernietiging van die vyand te begin, sou Iran die skietstilstand skaad. Oliepryse en wêreldmarkte het dadelik begin reageer op berigte dat die skietstilstand begin wankel. Die oliepryse is sowat 5% op van gister af en steeds 40% hoër as wat dit voor die oorlog was. Israel's bombing now! In Washington het honderde mense voor die Withuis betoog om wat hulle bestempel as 'n behoorlike skietstilstand in Iran en Israel se oorlog in Iran te eis. The current administration in the United States has turned the world upside down, and I'm not happy about it. They're killing innocent people. I don't like what's going on. I don't stand for it. I hate having my taxes pay for it. In Islamabad is môre en Saterdag as openbare vakansiedae verklaar in afwagting op die verwagte samesprekings. Padblokkades is oral in en om die stad opgerig en duisende polisielede ontplooi. Na verwagting sal die Iranse afvaardiging vanaand in Islamabad aankom. Die Amerikaanse onderhandelingsspan onder leiding van adjunkpresident J.D. Vance word môre verwag voor die eerste ronde samesprekings Saterdag amptelik begin. En terug by die huis, sowat 2200 afgevaardigdes van reg oor die land word die naweek by die Demokratiese Alliansie se federale kongres in Midrand verwag. Die kongres is die grootste in die DA se geskiedenis en volgens die woordvoerder van die federale kongres, Nazli Sharif, is die party verenig en slaggereed vir die komende plaaslike verkiesings en om beheer te neem van die land.
'n positiewe gees heers onder afgevaardigdes by die Kongres met die klem op die DA se slagspreuk om Suid-Afrika weer in 'n werkende toestand te kry. Nuwe leierskap word die naweek by die Kongres verkies en resolusies voorgelê om die party te verenig in sy visie om 'n meerderheid in die land se metros te verkry. Daar word 'n nuwe leier gekies, daar word 'n nuwe voorsitter van die party gekies en die voorsitter het ook 3 adjunkvoorsitters. Hulle het elkeen 'n portefeulje wat die federale bestuur op besluit seker en wat ons nodig het, wat gedoen moet word in ons land. Ons beleid staan nie vas elke dag nie. Daar is voorstelle wat kom vir die grondwet van die DA, waaroor daar ook gestem gaan word op Saterdag en Sondag en 'n paar resolusies wat gaan kom. Wie se oorhoofse rol is om toe te sien dat die kandidaate wat wil verkies word as of ons federale leier, of ons federale voorsitter of een van ons federale ondervoorsitters, dat hulle nou hulle interne veldtogte aan ons interne reëls voldoen. En dan Sondagoggend wanneer ons 2200 afgevaardigdes gaan stem om te besluit wie word verkies, dan is ons ook daar om toe te sien dat daardie stemmery onpartydig, vry en regverdig plaasvind. Ons as DA het 'n trotse rekord van goeie, gesonde interne demokrasie. Ons is in 'n nuwe era, ons wil seker maak dat waar ons huidigelik is, ons groei, veral nou met die munisipale verkiesing op hande en natuurlik die pad na 2029 waar die volgende nasionale verkiesing is. Die DA gaan 'n splinternuwe leierskapkorps hê met beide die federale raadvoorsitter en leierskapsposisies wat deur nuwe kandidaate betwis word. Die Gauteng provinsiale regering het 206 miljard rand in nuwe beleggingbeloftes vir 2026 aangekondig, wat meer is as die teken wat hy vir homself gestel het. Die provinsie se tweede beleggingskonferensie is in Johannesburg aangebied. Die adjunkpresident Paul Mashatile sê die werk begin eintlik nadat die verbintenisse geteken is. Die jongste beloftes is meer as 65% van die provinsie se ambisieuse 5-jaar teiken van 800 miljard rand wat in minder as die helfte van die tyd bereik is. Die beleggings is verkry van 90 projekte oor vervoer en logistiek, eiendomsontwikkeling, infrastruktuur, energie en vervaardiging. We are talking about project-backed opportunities, sector diversified and implementation focused. This 206 billion rand reflects a maturing investment ecosystem, one that moves decisively from aspiration to execution. And most importantly, these pledges are not abstract. They are linked to real projects, real sectors, real timelines, reinforcing Gauteng's credibility as a province that delivers. Mashatile sê Gauteng moet leiding neem deur regulatoriese tydlyne te verkort, koördinering oor regeringssfere te vergemaklik en risiko's vir beleggings te verminder om te verseker dat verbintenisse vinnig tot die implementeringsfase oorgaan. Gauteng's role as Africa's gateway should not only be defined by economic weight, but by its ability to create opportunity for all our people. Reindustrialization is a practical, forward-looking strategy. It recognizes that productive capacity is a foundation of sustained growth. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, sê die provinsie het 'n onderskeidende voordeel vanweë sy stedelike integrasie en ekonomiese aktiwiteit. If you think about Ekurhuleni as the industrial hub, Johannesburg as the financial hub, and Tshwane has a significant industrial base from the automotive sector, the capital of the country. So you have that level of concentration in an urban conurbation that provides Gauteng that global presence and ability to compete at that level. Die nuus in Afrikaans gaan voort, net hierna. Bly gerus ingeskakel.
In Valhalla Park op die Kaapse vlakte is 'n 6-jarige meisie gewond nadat sy in die kop geskiet is tydens beweerde kruisvuur tussen strydende bende. Die polisie sê die meisie is in die hospitaal opgeneem. Die oortreders het van die toneel ontvlug. Skietvoorvalle kom steeds op die Kaapse vlakte voort ondanks die ontplooiing van soldate wat die polisie bystaan in operasie Voorspoed. Lede van die Suid-Afrikaanse weermag is in brandpunte in verskeie provinsies ontplooi om te help met die bekamping van misdaad en bendebedrywighede. Intussen bevraagteken lede van die parlementêre portefeulje oorsigkomitee oor polisie of die ontplooiing van die weermaglede na die Kaapse vlakte intelligensiegedrewe is en of daar 'n operasionele plan in plek is. Net die afgelope naweek is minstens 8 mense dood. 5 mense is ook beseer, waarvan 3 kinders tussen die ouderdomme van 6 en 13. Being business as usual on the Cape Flats. Every day we get reports of several shootings occurring in different areas on the Cape Flats. Just this morning, a 5-year-old was shot through his head. How much more? The deployment surely has not basically given us a single night of peace on the Cape Flats, the residents. It is rather disappointing. I'm asking myself, was there even an operational plan? The real issue is that the operation is not sufficiently intelligence-led or prosecution-driven. A force multiplier can only work if there is a strong policing foundation, and that is exactly where the SAPS is currently falling short. The ACDP believes that these senseless killings will continue unabated, regardless of the SANDF deployment, as long as deep-seated systemic issues are ignored and left unaddressed by government. We are giving the benefit of the doubt on the South African National Defence Force, together with the police. Their visibility and their actions will reduce the killings that we have seen, but also protect the lives of South Africans so that everyone can feel safe. Die geskorste direkteur van die Tshwane Metropolisie, verantwoordelik vir veiligheidsontplooiing in die eenheid vir batebeskerming en sekuriteitsdienste, Tsukudu Malachi, het onder skoot gekom tydens sy verskyning voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek oor vermiste tenderdokumente. Die kommissie kyk tans na die tender wat ernstige beweringe van tendermanipulering binne die Tshwane Metro en die Tshwane Metropolisie Departement onthul het. WhatsApp-boodskappe van Sersant Fani Nkosi van die polisie eenheid teen georganiseerde misdaad tussen die geskorste adjunkpolisiekommissaris Umashi Dlamini en die Tshwane Metro se hooffinansiële beampte Gareth Mnisi het die beweerde tenderongeruimthede aan die lig gebring. Een van die sleutelrolspelers in die Tshwane Metropolisie tender manipuleringssaga, Malachi, het oënskynlik verdedigend opgetree toe hy oor 'n tender uitgevra is. Die veiligheidstender wat as bewyse dien, is as onreëlmatig uitgewys. You are being defensive on something that, although it relates to impropriety, from where you are sitting, there has been no suggestion, or at least I'm not aware, that the missing documents were as a result of any act of impropriety on your part. Thus far, I'm not aware of such evidence, but you are being defensive. Malachi was deel van die tender-evalueringskomitee wat glo tenderdokumente onreëlmatig verskuif het wat gevolglik verdwyn het. Volgens hom was die dokumente slegs om veiligheidsredes geskuif. I am not aware of any missing bits documents regarding the removal of the bits from supply chain management premises. The BEC took bits from supply chain management premises to Tshwane Leadership Academy, Bremos. Die kommissie het voorlopig tot die gevolgtrekking gekom dat Malachi se versuim om die ad hoc dienste te staak daartoe gelei het dat die onreëlmatige betalings steeds gemaak kon word. Dit is onseker of dit doelbewus of net nalatigheid was. Dignity South Africa
'n organisasie wat hom beywer vir die beëindiging van lewesorg, het dokumente ingedien by die Noord-Gauteng Hooggeregshof in Pretoria. Die organisasie wil die huidige wet toets wat dit 'n strafbare misdaad maak om 'n persoon by te staan om hulle lewe te beëindig, ongeag die omstandighede. Hoewel die proses 'n lang tyd sal neem, is dit die eerste stap om mediese bystand om te sterf wettig te maak in die land. Patsy en Neville Skonegevel het hulle seun Craig vir die laaste keer 17 jaar gelede vasgehou. Hy is gebore met 'n siekte wat hom stadig afgetakel het en in erge pyn gelaat het. Craig was sterk vir 27 jaar, voor hy as diep gelowige aan sy ouers gesê het, hy glo God sal sy besluit om te sterf verstaan. Hulle moes na Switserland reis om vir hulle kind 'n waardige dood te gee. Die egpaar ondersteun die hofgeding. Because we had to see how our only child suffered. And I wouldn't want anybody to go through that again. I really, if you're mentally capable of deciding that, why, and there are reasons for it, very valid reasons, then why not? Dignity SA wil bystand afsterwe dekriminaliseer deur dit ongrondwetlik te laat verklaar. Indien nodig, sal die organisasie die konstitusionele hof nader. Ons glo dat mense wat onder baie moeilike omstandighede sterf, ook hierdie opsie moet hê, naamlik mediese bystand dood. Hulle het reeds verskeie opsies, maar vir sekere mense werk dit nie. Dat hulle sterwe in omstandighede wat ondraaglik is en waar die enigste uitkoms is om gehelp te word, verlos te word deur mediese bystand dood uit hulle lyding. Die Skonegevel familie, as ook Dieter Haak, is deel van die gevalle studies wat aan die hof voorgelê sal word. Haak het motorneuron siekte. Hy sê die dood is deel van die lewe en dis belangrik om die feit openlik en eerlik te bespreek. Hoewel hy tans geen pyn het nie, het die siekte alle aspekte van sy lewe beïnvloed. I love life and I want to continue as long as possible. I enjoy life, but I don't want to suffer at the end. Landman sê Dignity SA glo mediese instellings in die land is goed bevoeg om met sulke gevalle te werk. Maar daar moet nog baie water in die see loop. Indien die organisasie die hofsaak wen, sal die parlement 'n proses moet begin om wetgewing te skryf vir die beheer en bestuur van mediese bystand om te sterf. Die perskonferensie is by die Desmond en Leah Tutu Nalatenskapsstigting gehou. In sy leeftyd was Tutu uitgesproke oor sy ondersteuning vir mediese bystand om te sterf. Mariska Botha, SAIK nuus, Kaapstad. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. En op daardie opwindende noot moet ons groet. Totsiens, my storie is uit. Sien jou môre. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref bewolkte toestande kom voor noordoostelike dele van die land met verspreide buie wat voorkom in dele van die Oos-Kaap asook in die sentrale dele van die Noord-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, bewolkte toestande kom voor in die sentrale dele van die land met enkele buie wat ook voor kan kom in die westelike dele van die land, streek oor die Vrystaat tot in KwaZulu-Natal en in dele van Mpumalanga. Wyd verspreide buie kan ook verwag word in die verre westelike dele van die Noord-Kaap.
Daar is ook 'n weerwag uitgereik vir môre vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in die suidelike dele van die Noord-Kaap. So wees asseblief versigtig want dit kan lei tot kitsvloede. Hierdie weerwag geld ook vir môre, maar dit kom voor in die verre westelike dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk toe na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word. Pretoria se maksimum daar is 14 grade. Johannesburg het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 27. In Limpopo 'n warme dag kan ook verwag word, ander bewolk. Messina se maksimum is 29 met 'n minimum van 18. Polokwane se maksimum is 28 grade en die minimum daar is 13. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n warme dag kom voor. Skukuza se maksimum is 32, Mbombela se minimum is 13 met 'n maks van 29. Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal, 'n warme dag kom voor. Die kook styg tot 30 grade in Pietermaritzburg. Durban se maksimum is 29 met 'n maks van 21. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap, 'n warme dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Malotwe se maksimum is 25 grade. Wolomo se minimum is 18 met 'n maks van 29. In die Wes-Kaap 'n warme dag kom voor met enkele buie wat verwag kan word in die suidelike dele van hierdie provinsie. Woester se maksimum is 30, asook Lensburg. Die kook styg tot 36 grade in Vredendal. In die Noord-Kaap, onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is, so wees versigtig, anders is dit warm. Appington se maksimum is 32, Kimberley se minimum is 14 met 'n maksimum van 26. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kom voor, temperatuur in die hoë 20 wat verwag kom word. Welkom in Kroonstad se maksimum is 27. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Mahikeng se maksimum daar is 27 grade. Tosca se maksimum is 29, Vryburg se maksimum is 28. Dis nou van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.